Paulus is hier in Efesiërs 3 besig om die lesers te inspireer en te motiveer deur vir hulle te sê waarvoor hy vir hulle bid. In die 2020 direkte vertaling klink dit vanaf vers 16 so: Ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid, of liewer ooreenkomstig die rykdom van sy heerlikheid, dit sal skenk, om deur sy gees met krag na die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is, sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom, en dan beskryf hy die onmeetlike dimensies van God se liefde. In Stefan Joubert hulle se Nuwe Testament lees ons Paulus waar hy bid: Ek vra dat die Vader, wat skatryk is in heerlikheid, julle sal sterk maak deur sy groot krag, en dat die Gees julle van binne af sal verander en versterk. Ek bid dat Christus in julle harte sal bly, omdat julle hom vertrou, mag julle lewe stewig ingeplant wees in die liefde van God. Nadat Paulus gebid het dat ons gewortel sal wees in God se liefde, brei hy dan nou uit oor die aard van hierdie liefde. Hy skryf, hy bid dat ons saam met al die heiliges die verskillende dimensies van God se liefde sal verstaan. Dit is 'n belangrike frase, saam met al die heiliges. Dit dui daarop dat die volle begrip en ervaring van God se liefde nie 'n eensame reis is nie, maar 'n gemeenskaplike ontdekking. Dit is in die konteks van die geloofsgemeenskap waar ons mekaar ondersteun en aanvul, dat ons die rykdom van God se liefde ten volle kan begryp en ervaar. Liefde is per definisie nie eintlik iets wat jy op eie houtjie ten volle kan beleef nie. Paulus nooi ons uit om die breedte, lengte, hoogte en diepte van hierdie liefde te ken. Hierdie 4 dimensies is nie bloot poëtiese taal nie, dit is sy poging om die onmeetbare aard van God se liefde te beskryf. Dink daaraan soos 'n onbegrensde ruimte wat ons intellek te bowe gaan. Breedte, hoe wyd en breed strek God se liefde? Dit omvat elke mens, elke nasie en elke situasie. Dit sluit diegene in wat ons moeilik vind om lief te hê, en dit strek tot by die uithoeke van die aarde. God se liefde is nie eksklusief nie, maar inklusief, en dit omhels die hele skepping. God se hart is waawyd oop. Lengte, hoe ver strek God se liefde? Dit is 'n liefde wat van ewigheid tot ewigheid strek. Dit was daar voor ons geboorte, dit is teenwoordig in elke oomblik van ons lewe, en dit sal voortduur tot in die verste ewigheid. Dit is 'n volhardende liefde wat nooit ooit opgee nie, 'n liefde wat ons deur elke seisoen van die lewe dra, tot in ewigheid. Hoogte, hoe hoog reik God se liefde? Dit is 'n verhewe liefde wat ons uit die dieptes van sonde en wanhoop lig. Dit is 'n liefde wat ons verhef tot 'n nuwe status as kinders van God, wat ons toegang gee tot sy genade en sy teenwoordigheid. Dit is 'n liefde wat inspireer om hoër te streef en 'n lewe te lei wat hom verheerlik. En in terme van die eerste eeuse wêreldbeeld, het dit vir daardie eerste lesers ook beteken dat hierdie liefde van God tot verby die allerhoogste hemel strek. En diepte, hoe diep gaan God se liefde? Dit is 'n liefde wat afdaal tot in die diepste afgronde van ons pyn, ons vrees en ons gebrokenheid. Dit is 'n liefde wat ons in ons donkerste oomblikke omhels, wat ons genees en herstel. Dit is 'n liefde wat selfs die dood oorwin het, soos bewys deur Christus se offer aan die kruis. Hierdie onmeetbare liefde is die kern van God se wese, soos Johannes ons in 1 Johannes 4 vers 8 herinner. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Paulus bid dat ons hierdie liefde nie net intellektueel sal verstaan nie, maar dit ook sal ervaar. Dit is 'n liefde wat ons verstand te bowe gaan, 'n liefde wat ons lewens transformeer.
wanneer ons hierdie dimensies van God se liefde begin begryp, word ons perspektief verander. En ons word toegerus om hierdie liefde met die wêreld te deel. Hierdie liefde wat God ons gee en ons leer, is nie 'n kieskeurige of 'n begrensde liefde wat wil uitsluit en wegstoot nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u onmeetbare liefde. Open my oë en my hart om ook die breedte, lengte, die hoogte en die diepte van u liefde nie net te verstaan nie, maar te ervaar. Mag ek saam met my medegelowiges die rykdom van hierdie liefde ten volle begryp en dit uitleef in my daaglikse lewe. Ek het u baie lief, Here. Dankie dat u my ook eerste lief gehad het. Amen.